Iemand vra vir my, Picard, hoe kry jy dit reg om so standvastig te wees in jou geloof? Hoe kry jy dit reg om so sterk in jou geloof te wees? Dat jy nie huiwer wanneer goed gebeur nie en dit lyk net so effortless. En ek sê vir hoorie chom, jy sien altyd net die eindproduk. Jy sien nie die proses en hoe dit daar gekom het nie. Baie mense sien die eindproduk van wat in my lewe aangaan. Hulle sien dalk, Picard het 'n paar nuwe skoene, maar niemand weet hoe lank ek met ou skoene geloop het, voordat iemand my dalk gebless het met 'n paar nuwe skoene. Nee, Picard 'n nuwe telefoon, maar niemand weet deur wat sy hassles ek moes gaan om my nuwe foon te kry, sodat ek kan video's opneem en dit op Facebook sit, sodat jy gebless kan raak. Het nie, Picard, jy het nou weer nuwe tyres op sy kar, waar kry jy die geld? Nee, God voorsien, maar niemand weet wat sy gebed het gevat het, en frustrasie en twyfel in die proses het gewees het, voordat daar 'n deurbraak gekom het tot. Niemand weet, sien daai nie. Hulle sien net die eindproduk, en baie keer lyk dit so, veral met sosiale media, sien die eindproduk, nee, hy is baie suksesvol, maar niemand weet hoeveel besighede daai ou verloor het, voordat hy suksesvol was nie, hoeveel keer hy al bankrot gegaan het, voordat groot sukses op sy voorstoep gekom het nie. En dan vra mense vir my, hoe kry jy dit reg om so standvastig in jou geloof te wees? Nou vir my is dit eenvoudig. Jesus is die seun van God, ongetwyfeld. Dis die realiteit. Die woord van God is waarheid. Dit is die lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Weet Psalm 119 vers 105 sê die woord van God is 'n lamp vir jou voete en 'n lig vir jou pad. Nou ek en jy wat in Suid-Afrika bly, ken load shedding. Krag af is, wat doen jy? Lampies. Dat ons kan kyk waar ons loop. Nou as die tye donker raak, dan het jy die woord van God nodig om in jou lewe gedeponeer te raak, sodat daar lig kan kom, dat jy kan sien waartoe jy gaan, jy nie goed val nie. Dis standvastigheid word deur die proses daar gekom. Ek staan eendag met 'n pel vir my gesels in die gym. Ou's groot. Yes, hy's groot. Hy's lean, skouers mooi, groot arms, alles is netjies. Ek sê, hoe kry jy dit reg om so te lyk? Hy sê 15 jaar, wat ek 5 tot 6 dae 'n week oefen vir 15 jaar. Ek daag op elke dag. En net so ek in jou geloof. Jy kan nie wil verwag dat wanneer die Potty fans stryk of eendag moet jy hier opeindig, dat as jy nie nou 5 uur in die oggend opstaan om 'n halfuur woord te lees en 'n halfuur te bid, of vanaand wanneer almal slaap, jy gaan in 'n stil kamer ingaan en jy deponeer konstant, elke dag daag jy net op en jy gaan aan, dan gaan jy nie die toets kan slaag wanneer die toets kom nie. Dan gaan dit vir jou donker wees in die tye wanneer dit donker raak. En jy gaan sukkel in daai oomblikke, want jy kan nie vandag begin gym en volgende week wil jy 'n bodybuilding show doen nie. Daar's baie sulke ouens. Hulle begin maandag gym, Vrydag draai hy wessie. Nee, dan het hy groot arms. Hy het nou kreatien gekoop. Nou sê hy 'n billetjie. Hy gaan nou 'n paar ouens rofstoei. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy moet konstant opdaag. Jy moet 'n roetine vir jou kry. Jy staan op vroeg in die oggend. Jesus het opgestaan voor die son begin skyn het om tyd met God te spandeer. Die seun van God wat geen sonde gehad het nie, geen issues gehad het nie, het opgestaan voor die son skyn om tyd met God te spandeer. So in my persoonlike lewe, ek staan op 4:30 staan ek op, maak 'n lekker koppie koffie, gaan tyd met Pa spandeer. Ek lees woord en ek bid voor my dag begin. En as my dag begin, dan gaan ek daag konstant op. As 'n trial kom, waartoe gaan ek? Woord van God. Ek daag op. Ek moet opdaag elke dag van my lewe. As ek vanoggend opstaan, daag ek op. Sê ek, Here, hier is ek. Gebruik my vandag. Here, dankie vir nog 'n dag. Ek prys U daarvoor. Jy daag op elke dag in die toetse en wanneer dit met jou goed gaan. Daag op vir die koninkryk. En consistency oor tyd is wanneer jy oor 15 jaar wil almal weet hoe jy het reg gekry om so goed te lyk, maar niemand het 15 jaar gesien tot en met hierdie oomblik toe nie. Jy moet vandag so belê in jouself dat oor 15 jaar vra mense vir jou, hoe kan ek Jesus ken soos jy Jesus ken? Nee, ek het opgedaag elke dag. Ek gaan na kerk toe, ek worship, ek bid, ek vas, ek saai. Ek is ou wat woord lees, ek is ou wat woord spreek, ek is 'n blessing vir ander mense, ek bid vir siekes, lê hande op, ek oefen God se stem, ek wil hoor wat sê die Here, ek wil sy stem hoor sodat ek kan sien hoe my pad vorentoe gaan. Ek daag op elke dag. Dis al hoe ek kan groei, hoe ek van melk na vleis toe gaan. Die woord sê party ons drink melk, ander ons eet vleis. Ek wil vleis eet. Ek is nie meer 'n babatjie nie. Ek's nie 'n babatjie in die koninkryk, ek wil vleis begin eet. Ek is klaar met die beginsels. Moet ek gedoop raak, moet ek weergebore wees, daai is alles beginsels, klein goed, ons moet nie teruggaan daartoe nie. Hoe gaan ons vorentoe? Hoe daag ons op? Hoe groei ons in die Here? Hoe raak ons sterker? Ons daag op, ons moet opdaag. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, vir elke dag, is net genade, Here. Vandag is net genade. En ek dank U vir die genade wat U ons gegee het om nog 'n dag te kan asemhaal. Hierdie is 'n dag wat U gemaak het, Here. Mag ons vandag ons verbly in hierdie dag, in Jesus se naam. Dankie, Here. Vandag kom ons en ons daag op. Ek kom na U en ek sê, Here, is ek vat my lewe, gebruik dit. Maak met my lewe net wat U wil. U is die pottebakker, ek is die klei. In Jesus se naam. Amen.